Baie dankie vir die lekker saam sing vanmôre. Dit was heerlik geweest en dit is altyd vir my lekker as ons so goed saam gesing het om dan die woord te bedien. Die atmosfeer, alles is net vir my kosbaar. Baie dankie. Goed, ons gaan saam lees Psalm 19. Ons sal lees so van vers 8 tot en met vers 15. Psalm 19 vanaf vers 8 tot en met vers 15. En daar's twee gedeeltes in die Bybel wat nogal baie beskrywend is van die waarde en die krag van die Bybel, van die woord van die Here. En een is hierso in Psalm 19, die ander is daar in 2 Timoteus 3 vers 16. En albei van hulle gaan ons vanmôre dan ook hanteer. En vandag ook Bybeldag, so ons gaan 'n bietjie gesels oor die impak en die waarde dan ook van die Bybel in die kind van God se lewe, né? So Psalm 19 vers 8. Nou, jy sal oplet ook as ons dit nou lees, dan is daar in elkeen van die versies is daar kom ons noem dit 'n sinoniem vir die woord van die Here. Hy sê die wet van die Here is volmaak. Die wet van die Here, dis die woord van God. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here, dis 'n ander beskrywing van die Bybel. Die getuienisse van die Here is gewis, dat dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here, nog 'n ander manier om die Bybel te beskryf, is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knegg daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u knegg ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Ons lees dit tot sover wat die woord van die Here dan betref in hierdie oggend. Nou wat ons met die oorgesels is, die handleiding vir die lewe. Want dis wat die Bybel is. En as ons praat van 'n handleiding vir die lewe, dan beteken dit is net een of ander handleiding nie. Dis een van baie handleidings nie. Die Bybel is die handleiding vir die lewe. Daar is nie 'n ander handleiding vir die lewe nie. Maak nie saak watter professor of watter dominee of watter pastoor of wie dit ook al geskryf het, dis 'n vertolking van die handleiding van die woord, wat die kern van alles vorm. So, ons het een handleiding en ons moet dit gebruik. Nou, wanneer ons almal ken wat is 'n handleiding, né? Ek dink ons almal, meeste van ons ken eerder die Engelse woord, 'n manual. Nou, wie van julle weet wat is 'n manual? Ken jy jou manual van jou kar? Wanneer laas jy hom gelees? Ons lees hom nie. My dag as ons iets nie verstaan in die kar nie, een of ander liggie wil nie brand nie, of een of ander liggie doen nie wat hy moet doen nie, of een of ander tegniese ding, of wat ook al, meganiese ding, doen nie sy werkie, dan gaan gryp ons gou vinnig die manual. Dan blaai ons gou deur in die hoek, wat gaan nou hier aan, hè? Hulle sê mechanics ken al die karre se manual. Ek dink nie dit is altyd so nie. Maar in elk geval, maar stel nou ook as 'n mens 'n nuwe rekenaar gaan koop, dan kry jy 'n manual saam met hom. Partykeer is die manual op hom gelaai. Ek weet nie hoekom doen hulle dit nie. Want party ouens het die manual nodig uit om aan te sit. Maar 'n manual is daar as 'n handleiding om vir my te help om dit wat ek mee besig is te verstaan en effektief en tot sy volle potensiaal te kan gebruik. En dis waar die woord van die Here ook inkom ons handleiding. Die Here het dit vir ons gegee, net vir ons, om vir ons 'n bietjie raad te gee hoe om ons lewe, verskoon die uitdrukking, so 'n bietjie te fine-tune nie, maar om uit te vind en te bepaal wat is God se uiteindelike doel met die mens. En dat elkeen van ons as kinders van die Here ons potensiaal in Christus ten volle kan bereik. Dis waarvoor handleiding daar is. Dis waarvoor die Bybel daar is. Hulle sê
Weet jy wie veel se Bybel as jy mooi kan sien as ek moet dit 'n bietjie kleiner maak om alles in te kry. Maar party ouens se Bybel lyk so, né, so daar een op die linkerkant. Hy's highlight en hy's geskrywe en hy het al so 'n bietjie verweer. Bedreg wat mense moet so met die Bybel maak. Ja, want as 'n mens se Bybel so lyk, dan lyk jou lewe gewoonlik ook soos in die regterkant. Maar as jou Bybel so lyk, dan lyk jou lewe dalk ook so. Dan sit mense met vrae. Dan maak niks sin nie. Dan het jy 'n geveg, 'n oorlog, 'n battle aan die gang gedurig deur om dinge bymekaar te kry en probeer uitvind hoe werk dit en hoe gaan ek hier uitkom? Ons het net toe gesing, die kinders het vir ons gesing, verwaarloos jou Bybel, los jou Bybel, vergeet om te bid. Wat gaan gebeur? Jou geestelike lewe krimp, maar dit is eintlik baie sagkens gestel. Jou lewe val uit mekaar uit. So wat moet ons doen? Ons moet weer die woord van die Here op sy regmatige plek kry in ons lewens. Vir sommige mense is die Bybel iets anderste. Ons kon tog, julle ken daai, né? Wat is dit? Nou maak almal asof hulle nie weet nie, want niemand antwoord nie. Specials, né? Black Friday specials. Waarvoor is hy daar? Party ou ons lewe op daai goeie. Dan soek jy specials elke week. En is seker nie fout as mens spesiale aanbiedinge jaag nie. Mens kan geld spaar op daai manier, maar die meeste van die tyd vang hulle jou op 'n algemeen manier. Eendag met ou gepraat wat self 'n groot spar gehad het. Sê specials is maar eintlik is maar 'n triek. Maar wat hulle doen met specials, hulle doen binne die plek doen hulle nie prysverskywings. Hulle maak een ding, drop hulle kwaai en die ander goed is onopsigtelik lig hulle die pryse so en dan koop die mense en uiteindelik spandeer hulle nog dieselfde of selfs meer. Maar baie mense maak met die Bybel so, hulle lees die Bybel net om specials te kry. En hulle lees dit op sekere plekke in die Bybel. Waar hy so spesiaal vir my is, want dit gaan oor my. Is nie waar nie? Terwyl ons by die woord vat en ons moet hom stelselmatig deurwerk. En ons moet toelaat dat die Here partykeer vir ons ook dinge wys wat dalk nie vir my so spesiaal is nie. Klink nie, maar vir hom is. En dan ander kere dan gebruik mense weer die Bybel op daardie manier, né? Hoeveel het 'n noodhulpkussie in die kar, op by die huis? Niemand nie. Jy lewe gevaarlik. En jy moet so ietsie ergens in die huis hê. Maar wanneer gebruik jy hom? Wanneer jy hom nodig kry. En dan is hy ook soek. En dan jaag almal mekaar in die huis op hol. Wie het hom laas te gaan? Of laas te gesien? Dieselfde met 'n spaarwiel op deesdae, dan gee hulle nie vir jou 'n spaarwiel, hulle gee net vir jou so 'n noodwielietjie. Ons praat van 'n Marie biscuit, ander ons praat van 'n Oreo en praat van 'n donut, ek weet nie maar dis net so spyssuiwertjie wat hulle in jou kattebak sit. In die Bybel is vir baie mense ook net so 'n spyssuiwer. Net so 'n nooduitgangetjie. Omdat ek in die moeilikheid beland, dan moet ek hom nader trek. En dan word daar baie keer hartstigtelik rondgeblaai in die Bybel en soek antwoorde. En dan kry jy gewoonlik ook nie waarna jy soek nie. Dit is my ervaring ook al gewees in die verlede. Dan antwoorde soek, dan blaai jy rond, dan kom jy by al die teksverse uit wat veroordelend is. By die skrik op die lyf jag en dan blaai jy wild rond, want ek soek nie dit nie. Maar die Bybel is nie bedoel om so te lees nie. Lees hom planmatig, lees hom stelselmatig. Lees hom soos 'n brief. Jy begin nie 'n brief lees van agter af vorentoe nie, né? Jy begin nie by die slot, al my liefde, groete vir die mense, daar begin jy, nou werk jy vorentoe nie, né? Jy werk hom deur. Selfs met die Bybel. En vir baie mense is die Bybel natuurlik weer so. Jy ken daai netjie, né? Dis die ou spur menu. Wat nog so gelyk het. En toe kos nog goedkoop was. Baie mense lees die Bybel en hanteer die Bybel as 'n geestelike menu.
En ons is, wat maak ons met 'n menu? As ons gaan sit, ons kyk daai menu, nou persoon was daai tyd, was dit net so een gewees soos daai. Hier's daar, moet jy blaai in party restaurante van voor tot agter, en dan weer terug, en dan werk jy om weer deur, waarna soek jy? Jy soek na waarde vir geld. Iets lekker. Ons soek iets wat ek kan bekostig. Dis mens dies dan na 'n spyskaart kyk, van die goed vrek duur geraak. Ons moet stop dat ons nie die Bybel ook so lees nie. Dat ons baie keer wanneer ons lees, en ons kom by dinge uit, wat dalk so bietjie kom krap in die binneste, dan vra jy jouself van, pryse vir daai is te hoog. Iets anders wat makliker. Jy kan nie die Bybel lees dit wat jou pas nie. Jy moet die Bybel lees wat God aan jou en my bedien. En sy menu is reg. Hy weet wat ons nodig het. Beter dat jy weet wat jy nodig het. Om die Bybel te lees met 'n oop hart en te sê, Here, ek maak nou vanmôre die Bybel oop. Ek wil hoor, Heer, wat is op u hart vir my? Ons draai baie keer daai ding net om. Ons lees die Bybel met die vertrekpunt. Ek gaan kyk wat is daar vir my. En ek gaan vat dit wat ek kan bekostig. Ek gaan vat dit wat my pas. En die Here weet wat ons nodig het. So watter rol speel die Bybel in jou lewe? Is dit 'n handleiding? Benut jy jou handleiding? Raadpleeg ons die handleiding, of ons so geraak, soos mechanics raak partykeer, en ek nou geen dinge se vingerwys of 'n diskriminasie teen 'n mechanic nie, verstaan my mooi, hier's 'n paar vir julle hierso. Maar 'n mechanic kom op 'n stadium wat hy nie meer 'n manual kyk nie, want hy weet, ek dink is dit nogal nodig, ek moet weer teruggaan in die manual toe. Maar ons is baie keer soos mense wat vertroud geraak het met die woord, en ag ek weet, ek ken al die antwoorde. Jy kan nie op jou ervaring staat maak. Jy kan nie op jare se kennis staat maak. Die woord moet vir ons elke dag nuut wees. Moet op elke dag lees met opgewondenheid. En ek weet partykeer, dan voel 'n mens nie lus om te lees nie, né? Partykeer het ons nie tyd nie, want ons lewe net so. Maar hy's daar. En wat interessant is van die Bybel, net so 'n stukkie interessantheid. Die aantal hoofstukke wat daar in die Bybel is voor Psalm 118, Psalm 118 is die middel van die Bybel, né? Is 594 hoofstukke, en die aantal hoofstukke na Psalm 118, 594. Dus as jy 594 plus 594 by mekaar tel, dan kom jy by 1188 uit. Die middelste vers van die Bybel is Psalm 118 vers 8. Interessant, né? En daai versie sê, dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Baie kragtige, interessante versie reg in die middel van die Bybel. Vir die kleerlinge het 'n manier om sekere dinge te sê. En iemand het eendag hier volgende gesê, dis my kostelik. Sê die Bybel is 'n wonderlike boek. So beteken nie soos hulle praat ook nie. As jy onder is, dan tel dit jou op. As jy te hoog is, dan bring dit jou af. As jy in iets is, dan haal dit jou uit. En as jy buite is, dan bring dit jou in. Mooi man. Dis hoe hulle praat. Dis wat hulle sê van die Bybel. Wat maak ons daarvan? Ek lees van 'n verhaal wat jare terug afgespeel het, wat 'n klompie soldate inboorlingsstam op 'n eiland gaan besoek het. En toe die soldate aan toe kom een van die inboorlinge met 'n Bybel in sy hand na die soldate toe.
Toe sê die soldaat vir hom, "Glo julle nog aan daai ding? Ons het dit lankal ontgroei, man, gooi weg die ding." Toe sê, "Hoor hierso, as nie vir hierdie Bybel was nie, het ons julle vandag geëet." Dus dit 'n klomp kannibale gewees wat tot bekering gekom het en wat die Here daar op die eiland gered het, en hulle verander, hulle eet nie meer mense nie. So mens moet pas op. Die Bybel kan jou radikaal verander. Die Franse filosoof Voltaire, sommige van julle het al seker van hom gehoor, so 'n paar eeue terug gelewe, hy het 'n voorspelling gemaak in sy tyd. In 100 years, the Bible will be a forgotten book, only to be found in museums. 100 jaar nadat Voltaire dood is, toe sy huis, waar hy gebly het, verkoop aan die Geneva Bible Society, waar hulle vir baie jare Bybels gedruk en versprei. Die ironie van God se manier wat hy werk. Wat is dit wat God ons wil leer omtrent die Bybel? Wat wil ons met die kennis doen? Party mense lees die Bybel net om kennis te kry. Ek wil meer weet van die Bybel, ek wil meer weet van die agtergrond, ek wil meer weet van die ding en daai ding. Is dit waarvoor die Bybel geskryf is? Dit kan vir mense tot 'n sekere mate van nut wees as jy dit benader. Maar per slot van rekening is die Bybel geskryf, as dit iemand gesê het, en ek het dit al hier gesê, ek sê dit maar weer. The Bible was not written for our information, but our transformation. Nie vir informasie sodat ons net nog meer kan weet nie, maar sodat ons verander kan word. Op watter manier? En die Here het vir ons net een bloudruk om te wees. En dit is Jesus. Meer en meer soos hy te wees. In prioriteite, in ons keuses, in ons besluite, in ons beginsels, ons waardes, ons woorde, ons wandel, alles. En dis nie 'n oornag quick fix nie. Dis soos wat jy jouself blootstel en onderwerp aan die woord van die Here, so word ons verander. Doen ons dit nie, dan word ons nie verander. Dan bly ons dieselfde. En dan gee ons baie keer op en dan sê ons, ek kan nie verander nie. Ek is nou maar so gemaak en laat staan. Niemand is gemaak en laat staan. Iemand eendag gesê, ons kan na die Here toe kom net soos wat ons is. Dis die wonder van dit alles. Ek hoef myself nie eers te verbeter voor ek na die Here toe kom nie. Ek kom net soos wat ek is, maar die Here is te lief vir ons om ons te los soos ons is. Want ons moet verander. Want hy weet as hy ons net gaan red en hy los ons om maar net aan te gaan soos voorheen, hoekom red hy ons? Die wonder van die woord van die Here. Nou is 'n paar dingetjies wat ek met julle wil deel net vanoggend met hierdie boodskap. Die wonder van die samestelling van die woord van die Here en geskiedenis van die Bybel. Dit is 'n versameling van 66 werke, boeke geskryf deur 40 verskillende mense op 3 verskillende kontinente in 3 verskillende tale, Hebreëus, Grieks, Aramees. Oor 'n tydperk van 1500 jaar en dit weerspreek mekaar nie. En van die oudste skrywer tot die jongste skrywer het mekaar nooit gesien of geken nie. En dit weerspreek mekaar nie. Verder is dit onderskeibaar in 39 boeke in die Ou Testament wat bestaan uit die wet, die geskrifte en die profete en dan 27 in die Nuwe Testament. Die Ou Testament handel hoofsaaklik oor God se verbond en sy handelinge met Israel en die Nuwe Testament openbaar sy nuwe en beter verbond wat hy met die kerk, met die kind van God het. 'n Verstommende eenheid en ooreenstemming wat nie net God se wese aan ons openbaar nie, maar ook sy besondere plan en volmaakte wil vir die mens. Dit het baie uitdagings en aanslae oor die eeue trotseer en is in meer as 6000 tale en dialekte alreeds vertaal. En daar is baie uitdagings rondom dit ook. Daar was baie aanslae gewees oor die woord. En die grootste aanslae vind op ons kweekskole van verskillende kerke, teologiese seminarie, vind die grootste dwalinge plaas.
Die professors en die geleerdes wat mense moet toerus om ander te leer, verkondig dwalinge baie keer. En in daardie opsig behoort ons ook vir die EG Kerk dankbaar te wees. Nie volmaakte kerk nie, dis nie 'n volmaakte kweekskool nie, verstaan mooi. Want geen kerk, geen instansie is volmaak. Maar dat dit 'n behoudende seminarie is, dat dit fundamenteel is, dat dit gesond is, dit kan ons die Here voor dankbaar wees. Dat ons kerke deur ons eie seminarie opgelei word en nie deur ander. Bid vir ons dosente, bid vir ons studente, bid vir die kweekskool, want dit is die behoud van 'n kerk. Die wonder van die akkuraatheid van die Bybel. Maar nog iets interessant, die historiese akkuraatheid, opgrawings deur die eeue staaf dit, en nou onlangs het ek weer gelees van nuwe opgrawings en dinge wat hulle ontdek het, en wat net eenvoudig die Bybel nie bewys nie, maar bevestig as die waarheid. Gedurig deur gebeur dit, die wetenskaplike akkuraatheid van die Bybel. Die Bybel is nie 'n wetenskapboek, jy verstaan dit mooi. Maar dit wat in die Bybel geskryf word omtrent die wetenskap, kan die wetenskap nie verkeerd bewys. Buite, dinge soos persoonlike reiniging. Veral wanneer dit kom by die vrou ook en daai dinge, wanneer dit kom by siekte, wanneer dit kom by hoekom kinderseentjies op die 8de dag besny moet word, nie op die 7de of die 9de dag nie. Weet julle dit? Hoekom? Want op die 8de dag bereik 'n kind se bloedstollingsvlak. Nie op die 7de dag en nie op die 9de dag nie. Op die 7de dag besny word of dan bloei hy hom dood. Op die 8de dag. Die Here het dit geweet. Die astronomie van die Bybel. Het julle geweet die Bybel bevat die eerste leenverklikker? Jy het van gelees daar 'n nummerie van Moses. Hy het nie met drade gewerk nie, hoor. Maar Moses het die eerste leenverklikker gebruik. Deur 'n mengsel te aangemaak het en vir mense wat drink het, en dan dit 'n chemiese reaksie in die persoon veroorsaak, en dan is jy uitgevang of jy lieg of nie. En tot vandag toe is daai mengsel, God het vir hom gegee daai tyd. En hy het gebruik en dit gewerk. Die profetiese akkuraatheid van die Bybel met betrekking tot Jesus. Daniël voorspel die dag en datum vir Jesus se intog na Jerusalem. Sagaria 9 vers 9 voorspel hoe hy sou inkom op die vel van 'n esel. Sagaria 11 vers 13 die losprys vir Jesus word voorspel honderde jare voordat hy 30 sikkel silwer sal dit wees. Micha, die plek van sy geboorte Bethlehem, dat is 'n opgroei in Nasaret. Jesaja 40 en Maleagi voorspel Jesus se voorganger Johannes. Jesaja 53 voorspel sy lyding, die feit dat hy nie eens sy eie graf sou hê nie. Psalm 24 onder andere voorspel sy hemelvaart. Dis die wonder van die woord van die Here. Die akkuraatheid daarvan. Die wonder, die derde plek van sy uniekheid. In Galasiërs 1 vers 6 skryf Paulus die volgende, hy sê, ek verwonder my, dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie daardie mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Die Bybel, die evangelie is uniek. En gaan karring aan die evangelie. En jy laai op jouself 'n vloek. Daarom moet ons seker maak dat die evangelie suiwer is. Nie 'n evangelie is wat iets wegneem van wat Christus gedoen het nie, of 'n evangelie wat iets byvoeg by dit wat Christus gedoen het. Genade alleen, geloof alleen, sy bloed alleen, tot eer van God alleen.
Ek moes dit eendag vir 'n ou apostel oudste gesê. Ek met hom in 'n gesprek en 'n ewige woordewisseling was. En ek het hom 'n eenvoudige vraag gevra het: wie vergewe sondes? Jy of God? Sê ek. En toe sê ek vir hom, die Bybel sê vir my, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Jy sê dis jy. Sê ja. Hy is gevolmagtigde. Want die woord van die apostel is woord van God. Toe haal ek vir hom hierdie woord aan in Galasië, toe sê ek vir hom, nee, ek sê dit nie vir jou nie, die Here sê dit vir jouself in sy woord. Dat iemand aan 'n evangelie bring, jy's 'n vloek. Dis stap ek uit. Die wonder van die uniekheid van die woord. En ons moet voor sy gesag buig. En doen ons dit nog? Ek dink baie keer na die teks vir example, Jesaja 60 of 66 wat hy sê, op hierdie een sal ek let, op hom wat bewe vir my woord. Het is nog daardie ontsag vir die woord van die Here, of het dit vir ons net maar nog 'n opinie geword? Nog iets wat 'n mens kan lees as jy tyd kry? Of luister ons daarna oor dit gesag dra? Want die Bybel is nie iets wat deur mense uitgedink is. Dit is deur mense geskrywe, ja. En die Here het mense met hulle persoonlikhede, met hulle agtergronde, met hulle geleerdheid of hulle gebrek aan geleerdheid, het die Here mense, eenvoudige mense gebruik om te skrywe. In hulle harte gewerk en ons noem dit goddelike inspirasie. Dis wat 2 Timoteus 3 vers 16 vir ons ook duidelik sê. Die hele skrif is deur God ingegee. Daai woordjie ingegee beteken breathed in. Deur die Heilige Gees gewerk. Wat in die gedagtes en die hart van mense gewerk het en vir hulle gelei het om dinge op 'n sekere manier te verstaan en te laat skrywe. Dan sê dit is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Dit word bevestig in 2 Petrus 1 vers 19. Hy sê ons het die profetiese woord wat baie vas is, waar jy binne tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is. Hoor nou mooi, want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek. Deur die Heilige Gees gedrywe, aangevuur, gelei. Besondere inwerking van die Heilige Gees, met sy raad, met sy wysheid, met sy sterkte, met alles tot sy vermoë, het hy in mense gewerk, om vir ons 'n produk vandag te gee, wat onfeilbaar is, foutloos is. Praat nie van vertaalfoute wat ingesluip het nie, maar wat in sy essensie, maar om nie weerspreek nie. Mense vra partykeer, hulle kom partykeer met die argument en sê hulle, maar hoekom weerspreek Johannes en Lukas en Matteus en Markus partykeer? Is dit so dat hulle mekaar weerspreek? Een sê ding op 'n sekere manier, ander sê op 'n ander manier. Toe het iemand eendag die illustrasie gemaak en gesê, as ons 4 persone sou vat, en jy staan op daardie hoek van die sypaadjie, en ek staan op daai hoek van die sypaadjie, ander staan op daai hoek van die sypaadjie, en nou op daai hoek van die sypaadjie, en die volgende oomblik is hier 'n botsing in die kruising. Gaan elkeen se weergawe presies dieselfde wees? Nie, hulle angle verskil. Maar wat gaan hulle oor saamstem? Hier was 'n crash. En dis met die Bybel ook so. Die Here toegelaat dat Matteus en Markus en Lukas en Johannes die evangelie beskryf uit elke 'n unieke oogpunt uit. Matteus beskryf Jesus as die koning van Israel. Markus beskryf hom as die volmaakte diensknegt. Lukas beskryf hom as die volmaakte mens.
Johannes beskryf hom as God die mens. Maar uiteindelik kom hy by dieselfde waarheid uit. Daar's net een Jesus. En dis hy wat red. Die wonder van goddelike inspirasie. 'n onveranderlike boodskap vir 'n veranderlike wêreld wat steeds relevant is na duisende jare, steeds toepaslik is met beginsels wat werk. Dat niemand ooit durf sê die Bybel is uitgedien nie. Oudtyds. Want dis waartoe party kerke beweeg. Hoor dit ek vanmôre vir u sê. Dat hulle nie meer die Bybel aanvaar as die woord van God nie, maar dat hulle wanneer hulle dienste hou, dan word daar meer waarde geheg aan wat die profeet sê van die kanselaar. En sy woorde word nou woord van God. Wat hy sê word nou woord van God. Die Here gaan sulke mense verwyder. Dink jy waag dit nie om dit te doen. Daar's van hulle wat rondloop. Hulle is in ons omgewing. Wat onaantastbaar geraak. Jy kan nie iets teen hom sê of dit dan vervloek hulle jou. Dat so onaantastbaar geraak het, dat niemand voor 'n diens aan hulle mag raak nie. Hulle loop met bodyguard rond. Want as iemand aan hulle sou raak, dan gaan daar krag uit hulle uit. Dis wat hulle sê. Dokkie vir julle. Die woord moet altyd sentraal in enige diens wees. Enige diens wat genoem word 'n erediens, wat die woord sekondêr word. Waar die woord deur enige iets anders verdring word, is nie 'n erediens nie. Dis nie 'n diens. Dis 'n byeenkoms. Dit het sy sin en sy waarde verloor, want die woord van God moet sentraal staan in enige byeenkoms in die naam van die Here. Die wonder van die krag en die invloed wat die woord van die Here op ons kan hê. Handelinge 4 vers 12. En dis die laaste een. Of was? Die wonder van sy krag en sy invloed. Handelinge 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, innerlike mens. Gewrigte en murg, uiterlike mens. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is openbloot vir die oë van hom met wie ons te doen het. Dis die woord van God wat indring in ons binneste in. En wat vir ons kom wys waarmee is ek besig met tydelike dinge, is ek besig met verganklike dinge, of is ek besig met die ewige dinge? Is ek gefokus op die tydelike, of is ek gefokus op die ewige dinge? Dit beoordeel die gedagtes van ons harte. Waarmee is jy besig? Waar lê jou fokus? Waar lê jou prioriteite? Paulus sê, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Ons het nie kunstig verdigte fabels, storieetjies nie. Och, weet jy, ek raak baie keer opgetrek, as ek hoor, mense selfs by die of daai gemeente of daai kerk gewees, en dominee het nou vanoggend, die oggend so sedelesie gehad, vir 'n storie vertel en sy toepassingkie gemaak. Kyk mos, gewete salfies, wat uitgedeel word. Mense ly honger. Mense gaan in gronde weens 'n gebrek aan kennis van die woord en kennis van God. Paulus sê, want ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dis 'n krag wat vrygestel word die oomblik wanneer ek dit glo. Die oomblik wanneer ek dit aanvaar as woord van God, dan het dit 'n werking in my binneste. Wat vrygestel word. Wat geaktiveer word. En dis iets wat mense nie altyd in kinders van die Here en in gemeente sien nie.
'n reaksie op die woord. Wat is vir geloof onder andere? Gewilligheid om te gehoorsaam is die rede waarom die woord nie altyd geaktiveer word, hoe suiwer dit ook al kom. Party mense sê, ek moes eers die boodskap gaan herkou het. Ek moes dit eers 'n bietjie gaan oordink het. Maar ergens moet jy sluk. Ek wil nie 'n storie vertel van die kinders wat vir lank eendag so gekou het nie. Hulle kon nie iets wat hulle moes eet het afgesluk kry nie. Toe kou hulle amper die hele dag aan daai ding, wat nie eens geweet nie. Baie mense maak so met die woord. Hulle gaan herkou dit, maar hulle sluk nooit. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Dit gee wysheid aan die eenvoudig, hulle verbly die hart. Daar is so 'n opsommingkie van dit. Dit verlig die oë, dis ons mees kosbare besitting, dit waarsku die mens, daar's loon in die onderhouding daarvan. By die jong Timoteus sê Paulus en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak, tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Dit is ons probleem in die kerk, is nie vandag, dat mense nie noodwendig die kennis het. Ek dink veral wanneer ons kom by evangeliese kerke en veral ook wat hierdie gemeente en ander EG gemeentes betref, daar's baie sterk prominente woordverkondiging. En ek dink dit is die probleem in ons kerke is dat mense nie genoeg kennis het. Maar daar is 'n waarheid omtrent hierdie saak wat iemand eendag ook gesê het. Wanneer kinders van die Here gaan begin doen wat hulle weet, het ons herlewe. Wanneer ons die kennis wat ons het gaan begin toepas, gaan daar radikale verskil kom in ons samelewing. So kennis is nie ons probleem nie. Dis om my kennis te gaan toepas. Want wysheid is kennis wat toegepas is. Anders sit jy net met kennis en te veel kennis kan 'n mens opgeblaas maak, jy hoogmoedig maak. Maar wysheid maak jou nederig. Nou sê in hierdie gedeelte, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Wat beteken daai woordjie eenvoudig? Dit is my nogal interessant geweest. Die woordjie eenvoudige, in ons konteks beteken partykeer as jy praat van iemand, eenvoudig beteken op iets soos common. Nee. Dis eintlik maar die Afrikaanse vertaling van die woordjie common is eenvoudig. Maar as die Bybel sê, dit gee wysheid aan die eenvoudige, beteken nie common nie, hoor. Goed, die woordjie wysheid aan die eenvoudige beteken, ek net so in Engels iets vir julle gesit. The root of the Hebrew word for simple is the idea of an open door, geopende deur. A simple person is a person who is undiscerning. Hy het nie onderskeiding nie. They don't know when to shut the door. They don't know what to close out. Everything comes in. They're not discerning. They're unlearned, inexperienced, ignorant and naive. But they can be made wise. So die woordjie eenvoudig hier beteken iemand wat nie onderskeiding het. Iemand wat alles wat inkom. Vandag, dan sê by hierdie klomp, oulike klomp hierdie. En dan volgende week Sondag is hy by daai klomp, oulike klomp hierdie. Dan is hy daar, spring sy rond en maak nie saak of dit nou van die uiterste afvalligheid en sekte of dwaling is, of na daai kant toe nie. Mense het nie onderskeiding, en kom hulle by hulle, sê, jy moet my oulike kerk, dan sê ek, wat is dit? Hulle was nou daar gewees, en dit is nogal lekker daar, sê ek, wat, vertel my 'n bietjie meer, dan kom ek agter, genade. Jy moes nie eens jou voete na kerk gesit het. Dit is 'n sinagoge van die Satan. Dat mense nie onderskeiding nie. Hulle vir hulle was daar gewees, dit was nogal lekker. Kerk is bedoel om lekker te wees. Kerk is 'n plek waar jy geleer word en tereggewys word en onderrig word en toegerus word sodat jy daar buitekant kan kerk wees. En dit gebeur net op 'n manier en dit is deur die woord. As dit nie gedoen word nie, dan geen toerusting na buitekant. Lering. Daai teksvers sê lering. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering.
Die woordjie lering, didaskalia, beteken instruksies, bevele, opdragte wat die Here vir ons gee. Die woordjie weerlegging is om iemand te oortuig met bewyse. Die woordjie teregwysing beteken om mense te korrigeer, om iets reg te stel of iets wat krom geraak het, reguit te maak. Onderwysing beteken, ek sê woordjie paidia, waar ons pediater vandaan ook kry met kinders te doen, beteken om iemand op te voed, om te begelei, om dissipline en toesig, mentorskap. Dis die woord van die Here wat dit doen. Dan sal sleutel in hierdie teksvers, wat vir my baie belangrik is. Hy sê, die hele skrif wat deur God ingegee is nuttig tot lering, teregwysing, onderwysing en dinge in die geregtigheid. Aan die woorde om my die heeltyd te coach en te vorm en te verander, sodat ek in my status as kind van God, ook in my verhouding as kind van die Here, reguit kan loop. Want dit beteken niks, jy kan sê ek is gered, en ek staan in die geregtigheid van God, en ek pas dit nie toe nie. En daarvoor is die woord vir ons gegee. En die Heilige Gees werk saam met die woord, om vir jou en vir my met die woord te begelei, sodat ons die geregtigheid wat ons ontvang het van Christus, sy geregtigheid wat ons ontvang het, dat dit ook toegepaste geregtigheid kan word. Dis heilig maak. Sodat die mens van God volkome kan wees, aangepas kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En voor die Here gee al die middele, alles is reggeskuif, die ontwikkeling van jou persoon en jou karakter, alles is in plek gesit. Let it begin. Laat dit voortgaan, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sluwheid, om listiglik mense tot dwaling te bring. Dit is 'n handleiding vir ons lewe. Hoe goed ken jy jou handleiding? Hoe gereeld gebruik jy dit? Hoe swaar leun jy op God se handleiding vir die lewe? Of is dit, dis jou kar sny, is daar ergens in die paneelkussie? Die cabrio. Dis hy geberg. Of hy soos die noodwiel 'n bietjie dieper geberg. Hanteer jy die Bybel dalk soos 'n menu? 'n strooibiljet vol specials. Lees die woord. Dat het jou verander. Toe ek my eerste Bybel gekry het, as 9-jarige kind. Oor my Bybel hierdie woorde geskryf. Eers later, ja. Hierdie boek kan jou van sonde weghou. Sonde kan jou van hierdie boek weghou. Moenie God se manual verwaarloos nie. Want daar's 'n wonder in sy oorsprong, in sy samestelling, die wonder van sy akkuraatheid en sy onfeilbaarheid, die wonder van sy tydlose en kragtige boodskap, die wonder van goddelike inspirasie en die wonder bo alles van sy krag en sy invloed in jou en my lewe. En dan vra iemand die vraag, wie is die grootste sendeling? Ken julle, weet julle wie is die grootste sendeling ooit gewees? Iemand vir my dalk 'n naam wat jy dink was die grootste sendeling ooit gewees? Paulus. Nee, nou raak ons slim. Die ander is om pikkie. Maar die persoon het iets anders in gedagte gehad. Dis waar dit Thomas sê. Jy is self. Maar daar's iets anderste. Wat nie verskil noodwendig aan die grootste sendeling ooit. Dis
die woord van God. En dis Jesus. Ek moet daaroor gaan dink, nee. As jy die woord het jy 'n boodskap om te verkondig. En hy werk so wonderlik, dat as jy hom verkondig, en jy onderwerp jouself aan hom, dan is jou lewe die beste getuienis vir die waarheid van hierdie woord. Ek het weer sê, dit is belangrik. As jy hierdie woord glo en gehoorsaam en verkondig, dan word jou lewe die bewys dat hierdie werk. Daar's die uitdaging. Challenge accepted. Kom dit saam. Here, ons staan maar telkens wanneer ons met u woord besig is en ons leer dinge, ons ontdek dinge in verwondering voor u. En tog, Here, moet ons ook by dit alles vanmôre voor u kom buig en kom bely, Here, dat ons u woord nie die plek in ons lewens gee, toelaat wat dit verdien nie. En daarom, Here, word ons lewens en ook ons prioriteite nie altyd verander nie. Want ons hoor die woord, ons sien die dinge, maar ons stap hier uit soos iemand wat sy gesig in die spieël gesien het. Vergeet daarvan so gou. Maar Here, ek bid dat u vanmôre ons ook daders van u woord sal vind gereed om te sê, Here, hier is ek, gebruik my ook in hierdie jaar, laat u woord in, maar ook deur my werk. Here, maak my 'n getuie van die waarhede van u woord, dat ek nie een ding sal verkondig en 'n ander ding leef nie. Dankie, Here, dat ons u kan vertrou vir dit, dat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, die Gees van raad en sterkte, ons ook toerus in hierdie opsig. Ons eer u vir u woord. Here, gee vir ons 'n honger, 'n liefde vir u woord, bo soveel ander dinge, alles daar buitekant, dat u woord prioriteit nie net Sondag hier sal hê, maar ook in ons lewe daar buitekant. Amen.